Goeiedag liefde en welkom by ons oordenkendheid saam. Van my en die hele beleefspan is dit regtig 'n voorreg om hierdie nuwe week en hierdie splinternuwe reeks saam met jou te kan begin. Ons begin vandag met die eerste week van ons nuwe reeks Begin klein, bly getrou. Begin klein, bly getrou. Hierdie reeks bou op 'n eenvoudige, maar eintlik 'n diep waarheid. En dis hierdie stelling: dis dikwels die klein dinge wat niemand sien nie wat lei tot groot dinge wat almal wil hê. Elke dag hierdie week gaan ons stil staan by die krag van een woord, een waarheid, een rigting en een geloofsfokus. Wat God dalk op jou hart wil hê, hy wil dit op jou hart neersit, wat jou kan help om jou jaar te rig. Nie groot voornemens of lang lysies nie, nee, net een woord, een God geïnspireerde rigtingwyser. Nou in die jaar 537 voor Christus het 'n man met die naam Zerubbabel teruggekeer Jerusalem toe saam met 'n groep van God se volk. Hulle droom was om die verwoeste tempel van die Here te herbou. Met baie moed het hulle die fundament van die tempel gelê, maar toe gebeur dit. Daar kom teestand, moedeloosheid en jare van stilstand. Nou vir 16 jaar lank het daar net niks gebeur nie. Alles het net stilgestaan. Dan in die jaar 520 voor Christus kom God deur die profeet Sagaria en gee 'n bemoedigende woord aan Zerubbabel. En 3 jaar later, in 516 voor Christus, is die tempel heeltemal voltooi. Nou wat was die verskil? Zerubbabel het besluit om weer te begin. Al was dit klein, al het mense dit bevraagteken, en toe sê God hierdie kosbare woorde. Kyk gou wat sê Sagaria 4 vers 10. Moet nie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Zerubbabel gaan aan met die bouwerk. Geliefde, God het nie gewag vir 'n groot finale nie. Nee, hy het hom verheug toe die eerste stappe geneem is, toe die werk begin het, en spesifiek toe die werk klein begin het. Dis so maklik om klein begin, 'n klein begin net mis te kyk of af te sê. Dalk is jy op 'n plek waar jy net wil regmaak, Dalk jou gewoontes, jou huwelik, jou verhouding met die Here, maar jy weet nie waar om te begin nie. Nou, ek sê vir jou vandag, begin klein. Begin met een woord. Een woord wat jou kan help vir 'n fokuspunt, wat jou kan herinner waarvoor jy leef. Dit kan iets wees soos, daai woord is dalk geloof. Daai woord is dalk vir jou vrede, standvastigheid, vertroue, stilte. Dalk is jou woord vergewe. Dalk is jou woord gesondheid. Die wêreld sal dit maklik miskyk, maar God sien dit en hy verheug hom om die werk te sien begin. Daai klein werk wat net begin. Dis wat God raak sien. En vandag se uitnodiging, geliefde, ek vra jou, vra die Here, wat is my een woord vir hierdie jaar? Wat is die woord wat jy die Here voor moet vertrou en hom voorvra? Nou maak jou hart oop, begin luister, dalk kom dit dadelik, dalk eers vir 'n paar dae, maar ek vra jou, vertrou God dat hy jou sal wys. Dalk voel jy, jou geestelike lewe is soos 'n gebou wat net op 'n fundament staan, Dis net nog daai eerste fase. En lanklaas het jy vordering gemaak. Jy het lanklaas vordering gesien. Maar hierdie is jou moed vir vandag. God het nie vergeet nie. Hy wag net dat jy weer sal begin. Begin klein, maar wees net getrou. En as jy getrou bly aan daardie een woord, sal God iets bou wat ewig sal hou. Kom ons bid saam. Vader, so baie dankie vir u enorme genade oor ons lewens. En vandag, wanneer ek dink oor begin klein, maar bly getrou, en Here, is ek so bewus dat ons as mense baie keer nie uitkom by dit wat ons voorgenem het om by uit te kom nie. Dat ons sal op 'n Sondag iets beleef en iets sê in 'n diens, of ons lees iets in die Bybel, of dit is 'n oordenking wat ons kyk, of daar's 'n oomblik en dan sê ek, Here, hierdie jaar, of hierdie dag, hierdie week, hierdie maand. En tog dan val ons so maklik terug, want ons dink baie keer, Here, dink ek ons maak dit te groot. Daarom vra ek vandag, Here, vir 'n genade om te kan sien 'n enkele woord wat vir ons sal uitstaan bo die res, waarop ons sal fokus en sal vertrou dat daai woord ons gaan help en ons herinner. Dan skryf ons dit iewers neer, Here. Kom druk op ons hart en ons gedagtes, wat is daai woord wat u by ons wil losmaak, dat ons daarop sal fokus, dat ons gaan klein begin, maar dan later die groot verskil sal sien. Here, ons vertrou u in hierdie week, dat u ons hart en ons gedagtes sal strek, ons sal rek na nuwe dieptes so saam met u, maar dat ons sal begin beweeg, al is dit net een tree. Dis in die een tree waar die verskil kom. En daarom vra ek Here vir 'n genade om net juist dit te kan doen. Daai een woord, daai een fokus, daai een gedagte. Ons bid dit nou in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, sien julle môre weer hierso. Gaan in vrede. Totsiens.